Goeiedag en welkom by Woordspieël, waar ons in die woord inkyk om Jesus daarin raak te sien, sodat ek myself in Jesus kan raak sien en kan sien waar is ek nie heeltemal in ooreenstemming met hom nie, dan die Heilige Gees te vertrou om my lewe te transformeer sodat ek meer soos Jesus sal lyk. Vandag lees ek uit Matteus hoofstuk 6 uit. Die vers wat vir my uitspring is Matteus 6 vers 28 en dan vers 33. Ek gee om die tema vanoggend afsloof. Ek lees vir jou. En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle klere te maak nie. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat vir hom reg is, julle prioriteit, dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Volgens Jesus is dit ongeloof in God om jou te bekommer en af te sloof vir die materiële behoeftes. Hy beloof as ons sy koninkryk eers soek, sal hy in hierdie basiese aardse behoeftes vir ons voorsien. Indien ons egter sy koninkryk afskeep en ons afsloof vir die aardse behoeftes, omdat ons dit meer begeer as wat ons nodig het, of omdat ons meer begeer as wat ons nodig het, dan leef ons vanuit gierigheid en vrees en bekommernis gaan die resultaat wees. Ons moet tevrede wees met die genoeg van die aardse goed waarmee God ons toevertrou, terwyl ons onsself afsloof vir sy koninkryk. So waarvoor sloof ek myself af? Dis wat ek myself moet vra. Is dit nodig om so gejaagd en so besig te wees? Is dit nodig om wakker te lê en bekommerd te wees? Nee, maar dit gebeur omdat ek nie glo en vertrou nie. Of omdat ek dalk goeders aanpak wat ek nie veronderstel is om aan te pak. Ek glo nie God sal my battles fight. Ek glo nie God sal voorsien nie. Ek glo nie God sal my weë bepaal nie. Ek dink dit alles hang van my eie krag en vermoëns af. Ek glo nie hy sal dinge in plek laat val nie. En daarom maak ek ekstra foonoproepe en ek maak ekstra planne en ek hardloop rond en ek doen al hierdie ekstra goed om al die touwtjies vas te hou en voorbereidings te tref en in beheer te bly, want ek vertrou eintlik nie. Die gevolg is dat ek bekommerd en ek is gespanne en ek het nie genoeg energie nie om God se koninkryk na te jaag nie. Ek is 'n klein gelowige. Mag dit nie so wees van ons nie. Mag dit nie van ons gesê word nie. Mag ons onsself afsloof, self beywer vir God se koninkryk en hom vertrou vir die res. Kom ons bid. Papa Vader, help my om te vertrou. Help my om werklik te vertrou op U. Nie net te sê ek vertrou op U, maar my lewe wys dit nie. Help my om vergenoeg te wees met die aardse kos en klere wat U vir my voorsien en om nie myself af te sloof daarvoor nie. Help my om my prioriteite reg te hou. U koninkryk, my vrou, my kinders, skatte in die hemel. Help my om in geloof te leef. Amen. Die Here seën jou vandag. As hierdie vir jou iets beteken, deel dit met iemand, subscribe, sien jou môre.